Goeiedag. Dikwels hoor 'n mens die vraag, Dominee, waar gaan ons kinders heen? En telke male moet ek maar daarop antwoord en vir die persoon die vraag terugvra, weet jy waar ons kinders vandaan kom? Psalm 128 gee iets van hierdie gedagte weer wanneer ons hier lees. Psalm 128, 'n bedevaartslied. Welgeluksalig is elkeen wat die Here vrees, wat in sy weë wandel. Die opbrengs van jou hande sal jy sekerlik eet. Gelukkig is jy, en dit gaan met jou goed. Jou vrou is soos 'n vrugbare wingerdstok binne in jou huis, jou kinders soos olyfboompies rondom jou tafel. Kyk, so sekerlik geseën word die man wat die Here vrees. Mag die Here jou seën uit Sion, dat jy die voorspoed van Jerusalem mag aanskou al die dae van jou lewe, en dat jy jou kindskinders mag aanskou. Vrede oor Israel. In hierdie gedeelte staan daar, ons moet weet waar ons kinders vandaan kom, omdat ek self die Here vrees. Welgeluksalig is die man wat die Here vrees. Hy sal die vrug van sy arbeid geniet. Sy vrou is vir hom 'n seën in sy huis, en sy kinders soos olyfboomplantjies rondom sy tafel. En dan kom die vraag op, gaan sit ons nog rondom 'n tafel? Gaan sit ons nog rondom die woord van die Here nadat ons geëet het, of net voordat ons gaan slaap, of in die oggend voordat ons weg gaan werk toe, huis toe, skool toe, waartoe ons ook al gaan? Is ons kinders grootgemaak in die vrese van die Here? Geliefdes, is jou kinders by al die verbondsonderrigklasse? Is jou kinders in die erediens? Is jou kinders in jou gemeente aangemoedig om by die verbondsjeug betrokke te raak? Is jou kinders aangemoedig om so betrokke te wees by die dinge wat in en rondom die huis van die Here gebeur, sodat hulle met die God wat gevrees moet word in aanraking mag kom? Wanneer ons hierdie vraag begin antwoord, dan kan ons eintlik al reeds voorspel waar ons kinders heen gaan. Kan ons reeds voorspel wat van ons kinders gaan word? Te maklik is die antwoord, ja, maar dit is die tendens van die tyd. Ons moet ook in ag neem dat kennis vertroue wek en vertroue geloof. Ons moet vra, wat maak ons vandag met ons kinders? Want dit gaan sê waar ons kinders heen gaan. Is ons betrokke by hulle welwese by die skool? Weet ons wat in hulle leerplanne en syllabusse aan die gang is? Weet ons waarmee ons kinders besig is by die skool? Hulle optrede teenoor onderwysers? En getuig dit van 'n vrees van die Here. Maar die vraag is dalk nog beter, lewe jy in die vrese van die Here? Lewe jy nog so dat mense deur jou wandel en handel kan sien dat jy die Here vrees? Want dan kan jy reeds antwoord wat van jou kinders word. Mag die Here gee dat ons elkeen net in die vrese van sy woord en in die vrese van homself mag lewe. Kom ons bid saam. Genadige God, hoor ons as ons bid, dat U ons nie moet verlaat nie, dat ons in die vrese van die woord mag lewe, omdat die vrese van die woord van U getuig. Leer ons om so te handel met ons vrouens, met ons kinders en met onsself, dat ons uiteindelik so sal lewe dat ons kinders U mag leer ken, en dat ons die vreug mag beleef, dat ons ons kindskinders mag sien. Mag ons die uitroep hê vir ons hele kerk, dat daar vrede moet wees in ons land, in ons kerk, in ons huis. Dit bid ons in Jesus naam. Amen.